Dames en here, hierdie is Ekon 211. Ons is besig met hoofstuk 4 in Fourie en Burger en in die volgende klompie video's kyk ons hoe kan mens die IS-LM BP model gebruik om spesifieke beleidsskokke en ander eksterne skokke in die ekonomie te verklaar. Ons begin met 'n toename in die repo-koers. Nou goed, ons weet 'n toename in die repo-koers is inkrimpende monetêre beleid. En ek gaan verduidelik volgens die resep wat hier aan die linkerkant van die skyfie is, maar beduie hier op die grafiek aan die regterkant. So ons begin by 'n ewewig hierso by punt 0 en op hierdie punt is ons op die US-lyn 0, die LM-lyn 0 en die BP 0. Die vlak van inkomste is Y met 'n 0 en dan het ons ook hierso R0 as die vlak van rentekoers. So dis voor enigiets gebeur, begin ons by hierdie punt. Dan besluit die Reservebank hulle wil inkrimpende monetêre beleid toepas en verhoog die repo-koers. Nou, ons weet dat 'n verhoging van die repo-koers beteken dat daar is 'n afname in die aanbod van geld en dit lei tot 'n styging in die rentekoers. Nou, dit is dus 'n beweging van punt 0 hier na punt 1 toe. Maar om by punt 1 uit te kom, het dis 'n primêre en 'n sekondêre effek. Die primêre effek is daar die styging van die rentekoers, maar dan tergelykertyd weet ons dat wanneer die rentekoers styg, is daar 'n afname in investering, 'n afname in besteding en 'n afname in inkomste. En dit is dus 'n beweging hier langs die oorspronklike US-lyn op daar waar die nuwe LM-lyn die oorspronklike US sny. In hierdie proses is die sekondêre effek dat die afname in Y, hier na Y1 se kant toe, beteken dat daar is 'n afname in die vraag na geld. So dit lei dan weer tot 'n effense daling in rentekoerse, 'n effense styging in investering, 'n klein toename in besteding en in inkomste. Nou, ons sien nie daardie tussenstap waar die aanvanklike skuif van LM0 na LM1 teen die oorspronklike rentekoers R0 sou eintlik 'n baie groot afname in uitset gewees het. Maar die primêre effek saam met sy teenwerkende sekondêre effek los ons dan hier by punt 1. Nou, by punt 1, wat is die stand van die betalingsbalans? Nou, ons weet dat die aanvanklike afname in Y lei tot 'n afname in invoer wat lei tot 'n surplus op die lopende rekening. Die styging in rentekoerse gaan weer gepaard met 'n invloei van buitelandse kapitaal en dis 'n surplus op die finansiële rekening. Dit los die betalingsbalans in surplus en ons is op 'n punt hier ver bo die oorspronklike BP0 kromme. Dit word gedeeltelik teëgewerk deur wat met die sekondêre effek gebeur. Ja, ons weet omdat die inkomste styg, sal invoer bietjie toeneem en daai surplus op die lopende rekening sal effens kleiner wees. Ons weet dat die rentekoers nou nie so hoog is as wat hy kan wees nie. Hy het effens gedaal en dit beteken daar's 'n uitvloei van kapitaal en die surplus op die finansiële rekening is kleiner. Maar netto sit ons by punt 1 nog steeds met 'n baie groot surplus op die betalingsbalans. Nou, wat is die aanpassing van hier af terug na 'n ewewig toe waar US en LM en BP mekaar kruis? Die eerste punt is die aanpassing deur die aanbod van geld. Omdat daar 'n surplus op die betalingsbalans is daar 'n netto invloei van geld in die ekonomie en die aanbod van geld styg. Dit laat rentekoerse daal en dit beteken die LM-kromme skuif na regs. So LM skuif hier van LM1 na LM2 toe. Hierdie daling in rentekoerse gaan natuurlik dan nou gepaard met 'n effense toename in investering, 'n toename in besteding, 'n toename in Y. So hier by punt 2 sien ons dit in die laer rentekoers en ook in die hoër vlak van uitset Y. Nou, omdat inkomste toeneem, weet ons dat invoer neem toe en dit beteken die lopende rekening wat die verskil is tussen uitvoer en invoer, daardie verskil is nou effens kleiner. En jy kan sien, by punt 2 is ons baie nader aan die BP-kromme as wat ons oorspronklik was. Net so, die lae rentekoers beteken dat daar is 'n uitvloei van kapitaal, die finansiële rekening verswak ook, en daar is 'n beweging nader aan
die oorspronklike BP-kromme. Maar is duidelik nog nie ewewig nie. Hier by punt 2 is ons ver van die oorspronklike BP0 af. Hoewel ons dan nou op die oorspronklike IS-kromme is en op LM2. Die laaste stap van die aanpassingsproses is die aanpassing wat plaasvind deur die wisselkoers. Omdat daar 'n surplus is, beteken dit daar is 'n invloei van geld in die ekonomie en 'n oormaat vraag na rand. So as die rand appresieer, beteken dit dat hy word sterker of neem toe in waarde. Die gevolg is dan dat uitvoer verminder en invoer vermeerder. Nou, wanneer daardie verskil tussen uitvoer en invoer dan nou kleiner raak, veroorsaak dit nou twee gevolge. Die eerste is dat die IS-kromme skuif na links, hier van IS0 na IS1, so daai skuif wat jy daar sien, en dan daarmee saam is daar dan ook 'n skuif van die BP-kromme. Die BP as 'n geheel skuif opwaarts en na links van BP0 op na BP1. En saam gee daardie dan vir ons ewewig hier by punt 3 op die LM2-kromme, op die IS1-kromme en op die BP1-kromme is die ekonomie terug in ewewig. So die netto-effek van 'n toename in die repo-koers is dan 'n laer vlak van inkomste Y en 'n hoër ewewigsrentekoers. So hierdie is inkrimpende monetêre beleid en die Reserwebank gebruik dit om die ekonomie te rem. Hulle verhoog die repo-koers en in die proses verminder hulle uitset en inkomste. Wanneer ons hierdie vra in 'n assesseringsgeleentheid, vra ons verduidelik met behulp van 'n grafiek. So jy moet dit kan teken en die volle kettingreaksie kan uitskryf en verduidelik. Ons gaan voort met die voorbeelde, bly ingeskakel.